sê julle soek van nie. My kind is opgeslaan. Die Here is vanmôre prysenswaardig. Ek sê die Here is vanmôre prysenswaardig. Kom maar, moet laat iemand jou wakker maak nie. Moet laat iemand jou opsaak nie. Moet laat iemand jou vuur aan die brand maak nie. Maar gee God jou prys en jou eie porsie vanmôre. Halleluja! En jou eie porsie vanmôre. As jy met 'n porsie gekom het vanmôre, dan kan jy uitstort. As jy met 'n porsie gekom het vanmôre, dan kan jy uitgiet. As jy gekom het vanmôre met 'n vuur. Hallelujah! Blessed be the name of Jesus. You may be seated in the wonderful name of Jesus. Dit en Gees gaan saam. Amen. Die worship team moet naby bly. Amen. Voor ek groet, ek het nou so geskrik toe ek nou sien, hier sit iemand, dat ek nou eintlik moes seker maak of het hy is, na soveel jaar, nou met eer en groete, Profeet Marius kom net kortliks, groet die volk van die Here, ek kom nou so wap hier en ek weet nie, is nie, maar vanmorgen is ons vir die Here dankbaar, en ons is vir die Here bly vanmorgen. Amen. Halleluja. Kom ons gee die Here so 'n prys en liefde. Halleluja. Ek sê daar is geen ander plek as om in die huis van die Here te kan wees nie. Ek sê geen ander plek nie. Dit is die beste plek waar jy kan vind. In die huis van die Here. Hier is jy veilig. Hier word jy gestig, man. Hier kan mismoedig gewees het as jy aangekom het. Maar ek sê vir jou as jy hier uitstap. Hij staat in hier als een oorwinnaar. Dat ik hier, daar is iemand. Daar is iemand. Halleluja met die naam van Jezus. Halleluja met die kostelijk bemoedig. Halleluja, Johannes 5. 10, halleluja. Hij zegt, blij aan mij. Dus ik en jullie. Dan zijn jullie goede vruchten. Apostel, pastor, bevriezing. Omdat hy die Here aanbly. Is dit die vrugte wat hy dra. Dit is die vrug wat hy dra. Halleluja. En wil vir die volk van die Here sê, bly aan die Here aan. Sodat jy ook die vrug kan dra. Dan gaan die boom sy takke. Hy gaan so vol van die vrug is. As jy in Jesus aanbly. Want jy gaan die vrug dra. Wat ben je verkeerd pas. En ik zie niet met daar die woorden. Blij aan hom. Halleluja. Ik zeg blij aan hom. Ik zeg blij aan die Here. Ik heb niet aan iemand dat blij man niet daar. Ik zeg blij aan hom. Ik zeg blij aan die Here. Dat die Here wat begint hier komt. Die Here wat iets doet van jou. Maar ik zeg vanmorgen blij en nog. En zeg eens ik lekker op hier met die kop van die Here. Ik zie dat hij voor mij nou gaat zien, mij niet weer gaat zien. Maar hij gaat weer komen. Maar ik wil die bemoedig blij aan die Here. En die Here zien. Amen. Nou, die profeet kan vanmorgen praat soos hy praat, omdat hy ons al ken. Yes, Lord. Toe voor ons nog 5 mense begin het, toe ken hy ons al. So dit wat vandag hier staan, kan hy daarvan getuig dat hy vir ons goed was. Net so kortliks, spring op die wa, spring op die wa, spring op die vurige wa. 'n Mens kan aan jou prys sien, hoe jy vasgegaan het. Hier wil niemand sy gevoelens hier maak nie. Maar 'n mens kan aan jou prys sien, hoe jy vasgegaan het. Nee, Koppie gesig nie. Ek het lankal nog nooit gesig gekoppie. Maar 'n mens kan aan jou prys sien. Nou moet jy al op jou voete gewees. Halleluja. Nee, Koppie gesig nie. Ek het lankal die keer het die vol geword van
Sê vir die een langs aan u, moenie die kaas vir die supervisor gee nie. Nou jy moet hier bly vir die hele woord om die konteks te verstaan. Sê vir iemand langs aan u, moenie die kaas vir die supervisor gee nie. Wie kom hier met die sê vir iemand, moenie die kaas vir die supervisor gee nie. Jy moet my hou nou. En as ek so iets doen, sê vir iemand,
Moenie die kaas. As my mense wat vir die supervisor geskenke bring. Sê vir iemand, moenie die kaas vir die supervisor gee. As jy kyk saam met my vanmôre, ek groet elkeen in die wonderlike naam van die Here. Die vyfvoudige bediening is gegroet. Amen. Elke dierbare kind is vanmôre begroet in Jesus se heilige naam. Stellenbosch is gegroet. Langebaan is gegroet. Amen. Tot Here van die Here. Elsies die is ook begroet. Ek sien Amen. goed vir Stellenbosch en vir Langebaan. Ja. Maar niemand groet vir Elsies. Amen. Ek wil vir Elsies groet. Amen. En die wonderlike naam van die Here. Dis 'n drywers is ook begroet. En die mooie naam van die Here. Dit is goed, die law enforcement is ook gegroet. Halleluja. In die mooie naam van Jesus. As iemand miskien gedink het, die polisie is gebel, ons het hulle gebel. Want hy is 'n kind van die huis. Amen. Sê vir iemand, kom ek wil preek, laat ons kan klaar maak, tot ere van die Here se naam. God gaan iemand seën vanmôre. 1 Samuel 17, moenie die kaas vir die supervisor gee nie. Dankie Here. Dankie Jesus. 1 Samuel 17, vers 12. Moenie stil word nie. Amen. Nie stil word nie. To the glory of God. Ons gaan volgende kinders inseën en ons gaan nuwe lidmate voorstel tot eer en glorie van die Here. Amen. Amen. Getalle is belangrik vir die Here. Amen. Laat geen duiwel, demoon of die jakel jou mislei nie. Getalle is belangrik vir die Here. Hoekom sê pastor so van die eerste dag toe Petrus preek op Pinkster, sê die Bybel vir ons 3000 het na die Here toe gekom. En 'n paar dae later toe hulle weer preek, het 5000 na die Here toe gekom. So die kerk was 8000 mense. Yes. In 'n paar dae se tyd. Amen. Because getalle is belangrik. Oops, I did it again. Moenie die kaas vir die supervisor gee nie. Glory. En David was die seun van die Efraïtiet uit Bethlehem, Juda, met die naam Isai. En hy het 8 seuns gehad. En die man was in Saul se dae oud, op jare gekom onder die manne. Maar die 3 oudste seuns, iemand sê 3 oudste seuns, van Isai het Saul in al die oorlog gevolg. En die name van die 3 seuns wat in die oorlog gegaan het, was Eliab, die oudste. En die tweede was Abinadab. En die derde was Sama. David was die jongste. Take note, hulle noem die oudste 3, dan skiep hulle die anders, dan noem hulle vir David. Kom een keer. David was die jongste, terwyl die 3 oudstes Saul gevolg het. En David het heen en weer gegaan van Saul, om die kleinvee van sy vader in Bethlehem op te pas. En die Filistyn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. So die uitdaging van die vyand was nie 'n vinnige uitdaging. Die uitdaging van die vyand was nie net 'n WhatsApp en 'n Facebook status nie. Die uitdaging van die vyand teenoor jou was nie net 'n week en 'n paar dae nie, maar dit was 40 dae lank. Die vyand het 'n manier om jou uit te daag oor 'n lang tydperk. Dan lyk dit vir die mense wanneer jy respond en wanneer jy reageer, dat jy is die verkeerde een, maar hulle weet nie hoe lank moet jy hou. As hulle maar net weet hoe lank kan die duiwel jou uit, as hulle maar net weet hoe lank berg hulle jou, hoe lank skeer hulle aan jou, hoe lank dartel hulle jou. Hey, ek sê Goliath, Goliath vanmôre, sal die duiwel nie te keer vanmôre. En die Filistyn het smorgens vroeg en saans nader gekom en gaan staan 40 dae lank. As jy aankom by die werk, dan stap jy in op hulle geskinder. As jy toilet toe gaan en jy kom terug, dan kom jy terug op hulle geskinder. As jy perform, dan kom jy op hulle geskinder. As jy nie perform nie, dan kom jy op hulle geskinder. As jy gepromoot word, dan kom jy op hulle geskinder. En Goliath daar die dag geraak van Israel uit. Halleluja, en hy vraag, is daar nie iemand wat die kans het om my te beklei nie? Nee, ek sê, jy kan de koers aan Amalia. Holy Spirit, jy nie kom by.
was vir die supervisor. Isai en Jesse stuur vir David, van die 3 oudste broers is op die oorlogsveld. Bybel sê vir my, hulle het vir Saul gevolg, wat vir my wil sê, hulle het gewillig, hulle gaan nie lus in die army, hulle het gewillig die army gaan join. Maar David het nie die army gejoin nie. En ek het 'n witness. So die vader stuur nou 10 brode en gebraaide koring vir die broers. Maar die 10 skywe kaas is vir die supervisor. Okay. Ek leer fondasie. En jy moet ondersoek doen na die welstand van jou broers. En van hulle 'n promise, 'n identification, 'n band, evidence saambring dat dit goed gaan met hulle. Want die pa was bekommerd oor die 3 oudste broers. Dankie Here. En Saul en al die manne van Israel was besig om te veg teen die Filistyne in die dal van die Terpentynboom. En die volgende môre het David hom klaargemaak, die kleinvee aan die wagter afgegee en opgelei en weggegaan soos sy pa Isai hom beveel het. En toe hy by die Waalaar kom, het die leermag wat die vegterrein uittrek, juis die kruis geskree aan. Dankie Here. Gaan na vers 23 toe. En terwyl hy met hulle spreek, kom juis die baasvegter. Ken ek dit ook? Kyk hoe jou mense by die werk. Hulle stap in 'n groepie. Halleluja, en hulle almal het die kaks om jou te beklei. Maar daar's altyd die een wie die leier is. Die baasvegter. Die een wat waag om vir Israel uit te daag. Nou as jy die nuus gekyk het, dan sal jy sien die ding ruk in Jerusalem. Maar David sê en die hele wêreld sal weet dat God is die God van Israel. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Because die geveg tussen David en Goliath was eintlik 'n geveg tussen Isak en Ismael. Het was eintlik 'n geveg tussen Kain en Abel. Because die hele skrifland is ons besig om die duiwel te beklei, sodat ons die land kan kry. Maar ek sê vanmôre, profeties, dat dit wat joune is, sal na jou toe kom. En dit wat jou erfenis is, sal vir jou gegee word. Want God is nie 'n God dat hy sou lieg nie, maar hy is 'n God van 'n belofte. Hy wat beloof het, en sê hy wat beloof het. Ready? Yes, Lord. As Israel verloor, dan is my God 'n leerder. Somebody stop. As Israel verloor, dan is my God. Glory. Gister toe kry ek boodskappe van mense wat bekommerd is. Ons voel vir die families en are you with me? Maar die gelowiges is bekommerd oor Israel. Ek sê vir myself, toe lê ek daar en ek bid vir vrede in Jerusalem. Die Bybel leer vir my, as jy bid vir vrede in Jerusalem, sal daar vrede in jou huis wees. Halleluja. Dit is baie lekker om kerk te loop, maar dit kos iemand wat opgelei is om die gees van die Here te onderskei. Dit is baie maklik om jouself Christen en gelowig te doen, maar dit kos 'n kind van God die by Abraham ingeënt is om die gees van God te onderskei. Hey, come on. Moet jy die kaas vir die supervisor gee nie. Dis op pad ergens naartoe. Dis op pad ergens naartoe. Dankie Here. Daar kom die baasvegter, Goliath is sy naam. Die Filistyne het gehad. Uit die slagordes van die Filistyne op en spreek daar dieselfde woorde sodat David dit hoor. Die eerste keer toe hy gespreek het, het
David nie gehoor. So die tweede keer toe wou hy hê, David moet dit hoor. Hy is hoe die vyand werk. Hy gaan dit sê totdat hy jou kry. Want it is your mental thinking, your mental processing, hallelujah, your mental capacity to determine what you react to. Because not everything that the enemy says is for your reaction. And sometimes you must confuse the enemy by no reaction. Moet nie like nie, moet nie share nie, moet nie comment nie, moet niks doen nie. Be still and know that I, the Lord, fight for you. Hy sê dieselfde woorde sodat David dit hoor, maar toe al die manne van Israel die man sien, vlug hulle vir hom weg, want hulle was baie bang. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Ek het hom gesien, ek het hom opgesuis, ek het gesien dat hy groot is, maar my God is groter. Ek het gesien dat hy swaard het, maar my God se swaard is die Heilige Gees. Halleluja, want hy het opgekom om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy 'n dogter aan hom gee en sy familie in Israel sal vrygestel word, geexempt word van teks betaal. Iemand hoef 'n sap sal hy klap gee. Dankie. I'm going to speak in my notes so that I am shorter. Dankie Jesus. Werk saam met my. In hoofstuk 16 het Samuel opgedaag by die family gathering. As iemand by hoofstuk 16. En die 3 oudste broers, ons het laasweek gesien, en die 3 oudste broers, die Samuel die profeet se oë opgemerk het voor die profeet geprom, sodat hulle moontlik gesalf word as die koning. En die Bybel sê dat Elia het voor Samuel verskyn, maar dit was nie hy nie. En toe bring hulle vir Abinadab, maar dit was ook nie hy nie. Toe bring hulle vir Sama, en dit was ook nie hy nie. Prys die naam van die Here. Net hulle 3 word in hoofstuk 16 genoem. Halleluja, dit is by die family gathering waar Samuel die profeet David salf tot koning. Hulle noem die oudste 3, because die oudste moet eintlik erf. En die tweede oudste sal erf as die oudste dood. En die derde is next in line as die oudste en die tweede. Halleluja, alles het baie mense voor jou in die lyn. As die koning en die olie en die koningskap vir jou beloof is, maak nie saak wie is voor jou in die lyn nie, maar as dit jou belofte is. Amen. Halleluja. In hoofstuk 16 is dit 'n family gathering. Nou by die family gathering gebeur daar 'n klomp. Thank you Jesus. Daar gebeur klomp goed by die family gathering voor dit begin, terwyl dit aan die gebeur is en na dit plaasgevind het. En I get the witness. Because voor dit begin is dit oor wie is genooi en wie is nie genooi nie. Amen. En dan gaan die WhatsApp boodskappe rondom het hulle vir jou genooi, want ek het hulle invite gekry. Nou hoekom het jy 'n invite voor my? Amen. So die before the family gathering can mess up the family. And the very family gathering gebeur, it can mess up the family. En die bedankings. Agterna. En hoofstuk 16 gebeur daar 2 dinge. Vir David. Samuel salf hom as koning. En hy kry in die agtergedeelte van hoofstuk 16, kry hy 'n werk in die paleis as 'n worshipper vir die koning Saul. Take note, die Here sal jou salf vir koningskap, maar jou nog nie in die posisie sit van koningskap nie, sodat jy eers kan smaak hoe die paleis smaak, en bereik hoe die paleis ryk, en agterkom die maniere van die mense binne die paleis. David het die olie, maar hy het nog nie die posisie, maar die Here stoot hom so saggies, en die Here stoot hom so stadig, tot binne die paleis. Hy speel net die musiek, hy speel net die hart, hy bly net in key, maar hy hou die mense dop. Hy kyk hoe die koning hom handhaaf, hy kyk hoe praat die mense met die koning, sodat die dag wanneer hy op die troon sit, dan kan hy praat uit dit wat hy opgemerk het van hy
gathering, dan moet daar 'n tafel van jaloesie opstaan. Dit kan nie gesalf word met die vyand nie. Because every anointing from God causes a devil to rise up. Every anointing that is true causes the enemy to have a meeting about you. If your anointing is not real, there will be no enemies. If your anointing does not disturb the devil, there will be no speech about you. But if your anointing, hallelujah, causes sicknesses to flee, if your anointing causes the devil to be nervous, then there will be an enemy to rise up. In hoofstuk 17 het die 3 oudste broers saam Saul die koning oorlog toe gegaan, maar hulle was tesame met die koning bang vir Goliat, wie hulle uitgedaag het. Eerstens, Samuel kom tot Isai en hy soek en sy seuns en hy kom om een man te salf. Iemand sê een man. Een man. Net so vir 'n advertisement sê gou vinnig moet nie die kaas vir die supervisor gee nie. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit. Take note of what happens in 16. Samuel kom tot Isai en sy seuns en hy kom om een man te salf. Take note what happens in 17. Goliath kom na Saul toe en sy army en hy soek een man om te beklei. Come on. The prophet comes to look for one man to anoint, but the enemy comes to look for one man to fight. Be sure of who comes to anoint and who comes to fight. Because not everyone that arrives at your table comes for the same intention. Die almal wat by jou huis deurkom, kom met dieselfde intensie nie. Sommige kom om te olie en sommige kom om te beklei. And that's why it is important to fast and pray. Because fasting and praying, can I get the word first? Fasting and praying causes you to level up in prayer. Because as ek bid en ek vas, dan openbaar die Here in 'n middagdroom. Iemand wat by huise rond gaan by die naam en hy het 'n lys in sy hande en hy vra name om te fellowship. How do you want to fellowship if you quit the fellowship? By die naam sê die Here. Hy was net my middag slaap. Moenie laat hy kom by my aanslaap. Holy Spirit, wees versigtig vir hulle wie by jou deur aankom met olie, want nie almal het die natuur van 'n Samuel nie. Sommige kom in die gewaad van Samuel, maar hulle het die gees van Goliat. No missionary can be a missionary unless they have been sent by the apostle. No missionary can be a missionary unless they have been revealed by the prophet. No missionary can be a missionary unless they have the purpose of an evangelist. And no missionary can be a missionary unless they have the experience of a deacon. Hallelujah. You must have served somewhere. You must have served somehow, but you cannot just want to be a somebody unless you have went through the trial of being a nobody. Can I get a witness? I have been a nobody. Niemand het my raak gesien nie. Niemand het my opgemerk nie. Niemand het my, halleluja, kans gegee nie. Maar toe die mense in die reisstoel en opstaan en toe die dode in die hospitaal en kom en toe die kind uit sy nate en pas jy kan dat was hallelujah. Who can only be a somebody if you have survived being a nobody. Today everyone wants to be a somebody, but nobody wants to be a nobody. But the best position is to be a nobody. And when God elevates you to somebody, then you know you are worth it and you made it, not of your own accord, but by the blood of Jesus and by the word of your testimony. Say, Iman,
wysig nie. Amen. Die waar die Heilige verstaan is die klas. Thank you, Jesus. Hoofstuk 17 vers 25. En die manne van Israel sê, het julle die man gesien wat daar opkom? Want, can I just encourage someone, do not be intimidated by your enemy. The size of your enemy doesn't matter. Die blaf van die hond maak nie saak. Die blauw van die leeuw maak nie saak. Thank you, Jesus. Die blauw van die leeuw maak nie saak. Want Satan is daarop uit, soos een brullende leeuw. Maar die soos maak het te vergelijken. Dit is nie dat dit is nie. Hy hou vir hom soos een brullende leeuw. Maar ek ken die leeuw. En die stam van Judah. Want hy kom op om Israel te dag. En die koning sal die man wat vir Goliath kan verslaan. There is a reward if you defeat your enemy. But there is a strategy on how to defeat your enemy. So die man wat, dankie Here, die man wat die enemy verslaan, kry nommer 1 rykdom. Sê dankie Here. Kijk hoe zag ik sê die mense dis ek het nie leeg is. Die man wat die vijand kan verslaan, kry nommer 1 rykdom. Dan weet jy, liewe kleerlingvolk, as die pastoor nou dan so sê, en ek weet ek die geld in die rekening. En het ek nou ontvang, so op een manier, want ek kan nie waar op my neighbor nie, want hulle is F&B. Thank you, Jesus. En die man wat vir Goliath verslaan kry 'n dogter om te trou. Nou as jy in die familie trou, dan kry jy wat die familie het. Wil die jong mense sterk bemoedig. Maar wat ek sê, ek wil die jong mense sterk bemoedig. Whether you like it or not. Ek het laas ek op die pad gesê, whether you like it or not, die getrouwde mense moet maar nou vir my sê, of ek die waarheid, maar wat wie die klonkie dan nou, wat die ons wat as ek jou sterk bemoedig, whether you like it or not, when you get married to a family and not to a person. Jy kan maar weggeneem, en jy kan hulle maar blok, jy kan hulle maar ontvreemd, maar wanneer jy trouw, dan trouw jy met die hele familie, en jy trouw nie net met die persoon nie. Jy kan my jou skoonma vervloek, maar jy het met haar ook getrouw. Vla my, steek my, word my, maar dit is die Godse waarheid, want wanneer jou kind groot word, dan sê jy vir die kind, jy is net soos jou opa, en jy is net soos jou ankel, en jy is net soos jou oom, want jy nie besef die dag van hy doel, dat jy hy doel vir die hele family. Maar die dag by jou keer in die lekker broer nie, toe sê hy vir jou, my ma. Toe sê hy doel, toe sê jy alleen, in the blueness of the eyes. En in die lekker kry van die wap-wap en die wap-wap, toe dink jy is net een 1 en a 2 men show. Maar die dag prys die Here toe die kinders ingeseën moet word, toe besef jy as 'n familie ding. Okay, los maar, laat hy maar nog sy mond op. Dan hoor hy nou. Praat ek die waarheid? Whether you like it or not. Ek kan maar vir julle huiskoop en affairs, maar hulle moet teksie van om te kom na julle toe. En julle hoef hulle nog nie te nooi verkeersfesie. Prys God se naam. Halleluja, al doen jy wat. Wanneer jou kind begin groot word, sal jy jou kind sien. Hier is die familie. Ek is soos jou pa se mense. Ek is soos jou ma se mense.
klasse inbring. In plaas van inseentklasse, moet ons ouerskapklasse inbring. In plaas van marriage counseling, moet ons deliverance sessions inbring. Want marriage counseling berei jou lekker voor, maar wanneer jy getrouwd is, as jy is nog 'n demon langs aan jou. Die man wat vir Goliat verslaan, kry 'n dogter om te trou van die koning. Nommer 3 is 'n lekker een. Because terwyl ons gedink het Dawid was nie besig om vir Goliat te beklei. En Goliat vir Dawid statements gemaak. En Dawid vir Goliat statements gemaak. Het ons gedink as 'n man-to-man conversation, maar eintlik was dit 'n national debate. En Saul sê, die man wat vir Goliat kan verslaan, sal nooit weer belasting hoef te betaal. Dit is elke burger se verantwoordelikheid om belasting te betaal. Maar wanneer die burger vir Goliat kan verslaan, dan verslaan hy eintlik die vyand. Van die hele nasie gaan, dan red hy die hele nasie. So hy is 'n national hero. Die battle between Israel en sy enemies is hier 'n taboe in die noorde geveg, maar dit beïnvloed hierdie keer. His brothers were so bitter after the family gathering. They didn't calculate that the victory would be a family victory. David's broers was so jaloers oor hoofstuk 16, oor die family gathering, dat hulle nie besef het in 17, as David vir Goliat verslaan, dan betaal ons die belasting nie. Maar hulle bitterheid het hulle deurbraak versmoor. As daar iemand wat hoor wat ek sê, moenie laat die bitterheid van die family gathering jou deurbraak en jou krag versmoor nie. Dat jy nie kan sien wanneer een in die familie wen, dan wen die hele familie. Wanneer een in die kerk weer kry, dan wen die hele kerk. Wanneer een in die kerk gezond word, dan word die hele kerk gezond. Want het is een national thing. As jy net 'n day in jou huis te nie, maar het is 'n nasionale gesprek tussen Goliat en David. En David sê vir Goliat, jy kom met swaard en jy kom met spies, maar ek kom. En nog 'n ding wat David sê vir Saul, trek uit die klere van die outfit wat jy vir my gee vir die battle, as die myne nie. Nog 'n taktiek om te beklei aan gebed, moenie beklei met iemand anders se salwe nie. Don't fight with someone else's outfit of war. When you fight in your own outfit. When you fight in battle, staan in jou eie krag, want jy gaan jou verongeluk. Amen. Here. Nou, ek wil graag met Eliab 'n gesprek voer met Dawid se oudste broer. Want as die oudste broer moes hy sy posisie geken het. Van wie gaan die meeste erf? As die oudste broer moes hy geweet het dat alles wat Jesse se is syne. Hy kry dubbel, die anders kry single. Amen. If he knew who he was, but his jealousy over the brother that would get the least was so much that he was jealous over the youngest brother, but he did not calculate what his inheritance would be. Sometimes our jealousy over other people causes us to stumble and to fall, and then we cannot see who God destined us to be in the position we were born into. Dankie Here. Sê dankie Here vir die vrymaker. Net daar maak Here jou vry, sodat jy jou bitterheid kan neerlê. Want soms in die oorlog dan besef jy ek is bitter en ek het onvergifnis, maar jou bitterheid en onvergifnis versmoor jou, sodat jy nie kan sien waar jy eintlik lê op die erflys nie. Come on. His brothers were so bitter from the family gathering. They didn't calculate the victory
that would be a family victory. As hy sou trou met die koning se dogter, dan sou hulle outomaties ge-elevate word in die community as 'n familie. David brought to the battlefield, sê vir iemand, moenie die kaars vir die supervisor gee. Ek gaan nou begin met my woord. Amen. Glory. Ek gaan nou begin met die woord. Yes, Lord. As ons oplet, sal ons sien die hele gebeurtenis is as gevolg van 'n pa wat sy seun, sy jongste seun, veld toe gestuur het. Dink nou, Dawid is nie gekwalifiseer vir die oorlogsveld as 'n soldaat, maar Dawid is gekwalifiseer as 'n skaapwagter van sy pa se skaap. Maar sy pa waag dit om die unqualified te... Amen. Ek gaan gou kans gee dat hy gou insin. Sy pa waag dit om die unqualified skaapwagter te stuur na die veld toe wat gemaak is vir die soldate. Sometimes God will use the unqualified because the qualified in their positions are too afraid to take on the challenge, because to the unqualified David by die oorlogsveld aankom, toe sit daar 3 broers, Eliab, Abinadab en Sama, qualified om soldate te wees in hulle posisie, maar hulle is bang vir die challenge. Toe dink God, die is my setup om te wys dat julle vir julle afgeskryf het en julle vir julle nie voor kans gesien het nie. Dit is reeds julle vir die Here uitverkies om teen Goliat op te staan. Die Here prys. Die Here prys. Maar sy pa stuur vir hom oorlogsveld toe as 'n koerier. Can I get a witness? Can I get a witness? Amen. Die pa, ek gaan nou weer een voorbeeld maak. Evangelist Eswin, if you don't mind, be using your testimony. Amen. Thank you, Jesus. Die pa stuur vir hom as 'n koerier. Thank you, Jesus. Maar terwyl jy 'n koerier is, dan leer jy die strate se naam. En jy leer die rigtings van die delivery services. Sodat wanneer jy die law enforcement van moet ry, dan kan jy mos nou nie verdwaal. Want die Here het jou al reeds voorberei om die strate te beken. So toe David by die oorlogsveld kom, toe sy unqualified in law enforcement, maar hy was qualified in beer en leeu versoen. Iemand hoor wat ek sê? Halleluja. Here kan bid nie. Dankie Jesus. Moenie laat bitterheid, moenie laat delay jou verongeluk, sodat jy nie kan sien wie jy is nie. Halleluja, moenie laat mense se aanvalle op jou lewe en gevegte teen jou toekoms jou keer en jou blind maak, dat jy nie kan sien wie God jou bestem het. Hulle mag jou miskien die pastor noem nie, maar wanneer jy uit hulle huis uitstap, ek het al by sommige mense se huise ingekom en dan noem hulle my broer, en as ek uitstap, dan noem hulle my profeet, want as ek daar klaar is, sal elke tempel weet, dat die olie van God, die oliedraer van die Here was in die huis, want wie maak die stad op roerig? Dit is Jesus, die Seun van God. No, David word nie gestuur om 'n delivery te maak. Hy is maar net 'n koerier.
Hy is maar net 'n Eramex-kaart. Hy is maar net 'n afleweringsdiensknegt. Halleluja, maar David sien 'n geleentheid. Wanneer jy nog die sonnaarskooljuffrou is, dan moet jy sien 'n geleentheid van evangelistiese manifestasie. Jy is maar net 'n sonnaarskooljuffrou, maar jy staan eintlik op die grootste platform van evangelism. Jy staan met die toekoms in jou hande. Wat jy sê vir die kinders kan hulle maak of het kan hulle breek vir die toekoms. Ek dink jy is miskien net in die worship team, maar jou lied en jou key kan iemand se sleutel wees om hulle vry te maak van die duivels wat hulle, halleluja, jou lied kan iemand se redding herstellen. En David bring 22 liters gebreide koring. Gebreide koring is 'n proses. Gebreide koring is 'n incomplete proses. Thank you, Jesus. En hy bring 10 brode, maar die gebreide koring en die 10 brode is vir sy broers. Sy pa het vir hom gesê, wanneer jy daar kom, gee die vir jou broers. Maar die 10 skywe kaas is vir die supervisor. Maar as jy die skrif gaan lees, dan sal jy sien toe David vir Goliath sien. David is 'n man van 'n challenge. God soek gelowiges wat uitkyk na 'n challenge. God soek gelowiges wat nie die maklike pad soek nie, maar die challenge soek. God soek gelowiges wat nie gaan omdraai wanneer dinge moeilik raak nie, maar wat gaan staande bly vir die challenge. Want dit is die challenge wat jou skaaf. Dit is die challenge wat jou steun gee. Dit is die challenge wat jou hou op die pad van die evangelie. Dit is vermaning wat ons tot hier gebring. Dit is vermaning wat ons hier gehou het. Halleluja, vandag se gelowiges moet vermaning kan vat. Die pastoor moet jou kan sê, dis nie op jou plek nie. Dis nie in die raamwerk nie. Dis onordelijk. Jy luister nie. Jy wil nie reg sê nie. Die pastoor moet jou aan die lyn kan hou. En jy wil sterk wees. As jy saam met my en David sees a challenge, maar David moet die delivery kon doen. Gaan lees die skrif as sal jy sien. David, toe hy vir Goliath sien, toe los hy die delivery by die keeper of the supplies. Sê dis as so iemand in die the keeper of supplies. Iemand wat in charge is van supplies, die stok. Come on, is ons nou langer man weermag wat in Jesus gebore. Thank you, Jesus. Hy los nie die kaas by die supervisor nie. Hy los die kaas by die keeper of supplies. Somehow was het profeties dat hy nie die kaas vir die supervisor moes gee nie. Want wanneer die kaas vir die supervisor gee, dan kry jy guns by die supervisor. Maar guns van die supervisor is net door die supervisor se moed sê. Maar guns by die koning. Amen. Moenie die kaas. Moenie die kaas vir die supervisor gee. Moenie gesig koop by die supervisor. Want as 'n paar dinge wat die supervisor nie vir jou kan doen nie. Die supervisor kan jou temporary oplig, maar dit kos die manager om die dokumente te sign. Die karabanda la man, die sukuna nasia, rega bibia sukuna. Heilige Gees vanmôre, ek kan bid in naam van Jesus werk. En David kom op die veld, 17:28, ek sluit af. Sê al die pastore. 1 Samuel 17:28. Thank you, Jesus. En toe sy oudste broer Elia hom met die manne oorspreek, het Elia baie kwaad geword. Ek nou Elia staan nog met die bitterheid van die vreemdelinge. Het Elia baie kwaad geword vir David en gesê, waarom het jy eintlik afgekom? Koreakai. En dan wie het hy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee
Hy is 'n minagting van Dawid se werk. Ek ken jou vermetelheid en jou boosheid. Hy sê, David, I know that you are conceited. Thank you, Jesus. En die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Sê jy vir jou oudste broer of vir jou oudste suster, ek het nie gekom, can I prophesy? Ek het nie gekom om die geveg te kyk nie, maar ek het gekom om 'n volle deelname te hê aan die geveg wat nou gaan afgaan. Deurbraak nou. Deurbraak nou. Thank you, Jesus. As jy keer vanmôre, sê vir jou vyand, vir jou suster, vir jou broer, ook al die een is wat by jou moet staan, maar jou eintlik veg, sê vir hulle, ek het nie gekom om 'n spectator te wees, but I came to be a full participant. Sommige mense loer nog, sommige mense broer nog, maar sommige mense het gesmaak en gesien dat het is lekker om by Elijah te dien. Sommige mense loer nog. Ek wil sê sommige mense broer nog, maar sommige mense het gesien dat het is lekker om by Elijah te dien. Halleluja. Hy sê, ek ken jou vermetelheid en jou boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. Next verse. En David sê, wat het ek vir jou nou gedoen? Ek vra maar net. En hy het hom weggedraai na iemand anders in dieselfde woorde gespreek, en die manskap het hom geantwoord volgens die eerste woorde. Hulle repeat vir hom, wat is die reward vir iemand wat vir Goliath verslaan? Thank you, Jesus, toe hulle die woorde hoor wat David gespreek het, en dit voor so meer deel, het die hom laat haal. Jou woorde sal maak dat die koning jou in asse. Thank you, Jesus. 3 points. You cannot do warfare against Goliath with bitterness for your brother. I repeat, you cannot do spiritual warfare with bitterness in your heart. Number 2, you can't do warfare with jealousy against your younger brother who is not your equal. Many mense beklei wat nie jou gelykstaande is. Because the fight will always be unfair. En moet ook nie dink dat jy sal verloor teen mense wat nie jou equal is nie, want die Here sal self toelaat, toesien en nie met krag toedoen. Hulle iemand van hulle gelyke in die gees kry om met hulle af te reken. Thank you, Holy Spirit. Gisteraan toe kyk ek die online news en hulle sommer daar, as die missile kom, dan hulle noem dit 'n interceptor. Hulle skiet Iran, hulle skiet vir Israel na Jerusalem toe. Nou hulle mag nie van Jerusalem beklei nie, want binne Jerusalem is daar 'n masjid, wat die belangrikste masjid is, die masjid vir die mense wat die belangrikste masjid van die Islamiete is in Jerusalem. So hulle mag eintlik nie skiet daar in Jerusalem nie, because van hulle is daar. Maar hulle skiet nog gisteraan die missiles. Maar die interceptors van die Here. Terwyl die missile nog sy klank maak, wat dit dan intercept Israel die missile. Ek kom om internasionaal, nasionaal, plaaslik en lokaal, tot binne jou lewe te spreek, dat elke missile wat na jou lewe toe gerig is, sal geïntercept word deur die engele van die Here. En elke wapen wat teen jou opgerig word, sal nie uitgevoer word nie, want die interceptors van die Here, hulle dink hulle skiet jou, maar die interceptors van God sal seker maak dat niks jou tref nie. Jy sal nie pes aanskou, sal jou nie tref nie. Jy sal op die leeu en op die adder trap, en die nek van die voëlvanger sal jou nie kry.
Want die Here is met jou. En as God vir jou is, ek sê as God vir jou is, al word 'n laar teen jou opgeslaan, jou hart sal nie vrees nie. Israel, al staan 'n oorlog teen jou op, nogtans vertrou ek kom internasionaal, ek kom nasionaal, en ek kom plaaslik en lokaal, en ek praat tot binne jou siel, jy kom vanmôre vry, deur die bloed van die Lam, that which the devil intended for harm, God will turn around for your good. Number 3, you cannot do warfare against Goliath if you focus on the abilities of your brother. You cannot do warfare against Goliath if you are focused on the abilities of your brother. Eliab, Abinadab, and Sama could never claim him because they were focused on what David cannot do. But then when David fought, take note the whole story through. I want you to read it. The whole story through. While David's brothers was attacking him, he never once said anything negative against his brothers. He never once responded to the negative remarks against him. Never once. Because David knew that even though my brother is against me, but because he is my elder brother, I must honor him nonetheless. Because if I touch his garment, it will impact my garment. And that's why David said, I won't fight my brothers. I will rather fight the enemy. Because my fight is not against flesh and blood, but my fight is against the spirits in the air, and the principalities and the powers and the forces and the rulers of darkness. My geveg is in hulle in die lig, maar nie teen my broer en teen my suster. Vir die Here prys. So when David came in front of Saul, David was confident in his abilities. David was confident in his experience, and he was confident in his past victories. As he said with me, David never spoke back negativity against his brothers because of honor. Don't reveal. He said, I'll let you people look speel. Take note, David het die gebreide koring by die supplier gelos. Hy het die 10 brode by die supplier gelos. Hy het die 10 skywe kaas by die supplier gelos. Hy het die een keer genoem dat hy klippies in sy sak het. Ek en u se foutes, terwyl ons moet gaan oorlog toe, maak ons wapens bekend vir almal rondom ons. Sodat don't reveal your weapons of warfare until it's time to shoot. Ek praat eintlik van gebed hier. Don't reveal your weapons until it is time to shoot. Laat hulle maar dink jy is weakling. Laat hulle maar dink jy is eenvoudig. Laat hulle maar dink jy niks aan nie. Laat hulle maar verstaan jy is net 'n klonkie. Laat hulle maar verstaan jy is net 'n broertjie en 'n sustertjie. Laat hulle jou ondermyn en jou onderskat. Tot die tyd is om jou klippies uit jou sak te haal. Laat hulle dink jy net gebraaide koring gebring en jy net skyfies kasies gebring. Tot die dag wanneer jy jou klippies moet uithaal. Don't reveal your weapons until it is time to fight. Take note something about Israel. Israel intercept net wat alle toe geskied word. En dan stoot hulle so weer ietsie terug. Maar daar is groter dinge in Israel wat hulle los vir wanneer dit eintlik nodig is. The expectations was victory with the sword. Die verwagting was dat David vir Goliat sou verslaan met 'n swaard of met 'n spies. Maar die victory was with a sling and a stone. Don't give the cheese to the commander of the army. Ek gaan vir u die skrif lees en dan gaan ek gaan sit.
Thank you, Jesus. Vers 55, 17, vers 55, sê vir iemand, moenie die kaas vir die supervisor gee. Ek hoop iemand gaan huis toe vanoggend met 'n seëning uit die hand van die Here. Dat wanneer jy nou in gebed ingaan, dan gaan jy gewapen en jy weet hoe en jy weet wat. Want bitterheid is 'n versmoring. Halleluja, vir die vloei van God se krag. Halleluja, van 'n bitter hart. Daar kan nie 2 riviere uitloop. Are you with me? Amen. Are you with me? Don't give the cheese to the supervisor. En die môre weer toe gaan weer toe en laat hulle maar dink jy's verloorde. Thank you for your blessing. Thank you, Jesus. Die môre weer toe gaan dat hulle dink jy's die swakkeling, maar jy kom eintlik met die spirit van Dawid. Jy kom sister met die vervulling van Dawid. Jy kom met die krag van Dawid. En wanneer jy kom met die krag van Dawid, dan kom jy ook met die blessing wat vir Dawid beloof is. Don't give the cheese to the supervisor. Vers 55. Onthou dis die koning wat praat. Net toe Saul sien Dawid sien uittrek om die Filistyn te ontmoet, sê hy vir Abner. Abner is die commander. Abner is die supervisor. Sê die koning vir Abner, die leerowerste, wie se seun is die jongman tog? Abner. En Abner antwoord, so waar as u sien leef koning, ek weet dit nie. As Dawid die kaas vooraf vir Abner moes gegee het, dan het Abner 'n antwoord gehad vir die koning. Maar omdat Dawid die kaas by die keeper of supplies gelos het Abner nie geweet wie Dawid is nie. Because jou identity wat verberg is nie 'n delay in promotion, maar jou identity wat verberg word, is die Here wat jou opzet, sodat wanneer jou promotion kom, dan kom dit nie uit die supervisor nie, maar dan kom uit die manager. Wat doen was? En dit ook is. So waar as jy sien leef, ek weet nie wie hy is nie. Ons gaan aan, Here. En die koning sê, vra jy wie se seun die jongman tog is. Let's go. En toe Dawid terugkom nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor die koning gebring met die hoof van die Filistyn en sê, kyk die prentjie, die dag wanneer jou identity gereveal word, daar staan jy met die evidence van jou victory. Here, as die koning jou sien vir die eerste, ek wil weet, thank the blessing, ek wil weet, as Dawid die worshipper vir die koning was in die paleis, hoekom weet die koning nie wie het nou vir Goliath? Sometimes the king might not take note of you. Sometimes they may not take note of you because your season is not arrived. Toe Jesus die water in die wyn verander, toe sê hy vir sy ma, vrou, wat het jy met my te doen? Want my uur het nog nie aangebreek nie. My tyd vir revelation het nog nie aangebreek nie. En hier kom Dawid by die koning met die evidence van sy victory. Moet nie praat vir jouself nie. Staan net met die evidence van jou victory. Moet nie praat en boast nie. Beroem jou nie. Halleluja, getuig nie voor die tyd nie. Maar staan met die evidence van jou oorwinning in jou hand. En laat jou getuienis vir jou praat. Is ons nog hier? Amen. En die koning vra vir hom, wie se seun is jy, jong man? En Dawid sê, ek is maar net 'n dienaar by House of Elijah. Amen. Lees jy dit?
Amen. Ek is nie nog iemand, ek is nie nog somebody. Ek wil op pad sê in 2026 sê David, ek is die hoof chief apostel. Wie is jy jongman? Ek is die chief apostel. Ek is die hoogeervaarder. Ek is die evangelist of the evangelists. Ek is die deacons of the deacons. Ek is die usher the ushers. As julle nou? Is julle nog nie? Vat julle nou dat nie een keer lig David homself op nie, maar hy dief mout hom eintlik self en hy sê, ek is maar net 'n servant, ek is maar net 'n dienaar, ek is die seun van die dienaar, hy is nog iemand lower, die Bethlehemite. Gaan aan. Is dit last? Thank you, Jesus. Jy kan die anders by gaan lees. Don't give the cheese to the supervisor. Because when your promotion comes, your promotion will come because of favor with the supervisor. But the favor that you want is the favor of God. I end with. The favor of God is not favor that is fair. Because the favor did not come for the elder brother, it did not come for the second brother, it did not come for the third brother, but it went to the lowest of the low. Dankie Here vir die favor, wat nie 'n aannemer is van persoon. Dankie Here vir die favor, wat nie kyk na die gestalte van Eliab nie, wat nie kyk na die mooiheid van Abinadab nie, wat nie kyk na die lengte van Sama nie, maar die favor van die Here soek uit hy wie getested is om die krag van God te ontvang en die kerk die Here te kry.